Met die effense oplewing in La Nina is daar nog 'n kans vir verdere reën in Mei en Junie, terwyl islamitiese feesdae ons bokpryse kan opdruk teen die einde van Mei maand. Welkom by hierdie week se AMT Namibiese vleis en weer oorsig, moontlik gemaak deur Cosmos 94.1 en Randjie. Hierdie week gaan kyk Johan na nog reën wat moontlik voorlê en dan ook wanneer ons die eerste ryp vir die seisoen kan verwag. Als in die week se episode, so moet dit nie misloop nie. Cosmos 94.1, Namibië se enigste Afrikaanse kommersiële stasie. Nuus, sport, sake, weer, verkeer en vermaak. Die Namibiese leier in uitsaaiwese. Luister aanlyn by cosmos.com.na. Daar is net een en dis Cosmos 94.1. Die gemiddelde speengolfprys in Namibië het met ongeveer 6.5% gestyg die afgelope maand en staan nou op 31 Namibiese dollar per kilogram en 80 sent en is ongeveer 27.5% hoër as 'n jaar gelede. Verskalvers styg na $33.85 met bulkalvers op $37.66. Die gemiddelde prys vir 'n vetkoei verhandel nou op $35.55 met die gemiddelde stooroosprys nou op $35.75 per kilogram. Net soos in Suid-Afrika het Namibië wydverspreide reën ontvang wat veidingstoestande baie verbeter het. Ons verwagting was dat speengolfpryse die seisonale tendens gaan volg, maar het baie reën en goeie veidingstoestande boere in staat gestel om in 'n kuddeboufase in te gaan wat pryse ondersteun het. Ons verwagting nou is dat pryse sywaarts kan bly tydens Mei en Junie maand weens meer aanbod, maar dat pryse wel op 'n hoër vlak sal bly as laas jaar as gevolg van hoër pryse in Suid-Afrika wat vraag kan verhoog en ook laer aanbod. Ek dink wel as die aanbod laer bly en pryse in Suid-Afrika bly hoog, kan dit pryse opdruk soos ons November se kant te beweeg. In die skaapbedryf het die gemiddelde slagskaappryse styg met ongeveer 2% na $36.38 per kilogram oor die afgelope maand en is nou so wat 14.5% hoër as wat ons 'n jaar gelede gesien het. Dorperslagskape staan op $36.18 terwyl feitstert slagskape nou op $36.58 per kilogram verhandel. Slagskaappryse het ook teen seisonale tendense beweeg en is daar ook nou 'n moontlikheid dat hierdie pryse dieselfde tendens kan volg as wat ons in Suid-Afrikaanse pryse gesien het. Met baie goeie veiding nou beskikbaar en ook moontlike siektes as gevolg van die baie reën, verwag ons dat daar min diere in die mark sal wees en bietjie hoër vraag wat pryse kan opdruk. Die verwagting is dat ons vir nou eers sywaartse pryse kan sien in Mei, maar dan Junie en Julie vir ons baie beter pryse kan oplewer, meestal weens minder aanbod. In die bokbedryf het die gemiddelde prys oor die afgelope maand gedaal met ongeveer 2% en staan op $1,185 Namibiese dollar per kop, met die prys nou ongeveer 10.5% hoër as 'n jaar gelede. Bokpryse volg steeds seisonale tendense nouliks. Gewoonlik sien ons dat pryse styg soos ons na die wintermaande inbeweeg en aanbod wat daal. Maar die groot drywer wat bokpryse ondersteun is gewoonlik van die vraagkant af met die islamitiese feesdae wat dan addisionele vraag kan skep. Hierdie jaar behoort Kurban die vraag op te druk vanaf einde Mei tot en met middel Junie en kan ons dus dan hoër pryse ook sien vir bokke. Die volgende periode wat dopgehou moet word is vanaf Augustus tot begin Oktober wanneer daar nog feesdae is. Maak seker om by ons WhatsApp kanaal aan te sluit. Ons sal daar met almal die nuutste verslae ook weekliks deel. Ek sit die skakels na die groepe in jou beskrywing onderaan, maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Johan van der Berg, een van die streek se bekendste landbouweerkundiges wat vir ons meer gaan vertel oor sy siening oor die weer. Goeiedag. Ja, ons ervaar hierdie seisoen daarin baie goeie reënval oor groot dele van Suidelike Afrika nadat ons maar 'n paar baie taai jare agter die rug het. Kyk ons 'n bietjie na sommer die laaste tyd se reën, die van 13 na 19 April, dan kan ons sien, dit is die aantal millimeters, kan ons sien dat die oostelike dele van Namibië nog 'n klompie reën gekry het, nie baie swaar nie, maar dat die westelike gedeeltes al hoe groter word en droër toestande van die weste kant af begin inbeweeg. Ekstreem of die laagste minimum temperature in daardie week 13 tot 19 April kan ons sien dat die grootste deel van Namibië is die liggroen, so tussen 10 en 15 grade wat heel normaal is vir hierdie tyd van die jaar. As ons na Suidelike Afrika kyk, die donkergroen gedeeltes, is dit onder 5 grade Celsius.
So dit is redelik vroeg waar dit al begin voorkom. Nog nie swaar ryp nie, maar daar het al ligte ryp begin voorkom. Kyk ons na reën, korttermyn. Vir die volgende week van 23 April tot 1 Mei kan ons sien die reën skuif heel ooste kant toe. Daar kan so bietjie in die noordelike dele van Namibië nog reën voorkom, maar die grootste deel van Namibië baie min of geen reën. Die week daarna van 1 tot 9 Mei is daar weer 'n klompie vog wat oor van Angola en Zambië die gedeeltes afbeweeg en daar is weer 'n kans vir reën. Waarskynlik hier rondom 3-4 Mei se kant. As ons net dit 'n bietjie opbreek, hierdie is vir 25 April die verwagte reën, kan ons dan sien oor groot dele van Suidelike Afrika baie min reën. Hier oor die oostelike dele van Suid-Afrika is daar wel nog swaar reën wat kan voorkom. Tot omtrent 2-3 Mei baie min reën. Hierdie is 29 April en wat ek hier wil wys is die koue front wat hier van die linkerkant af inbeweeg en vir ons 'n bietjie koeler toestande gaan gee. Nie baie hoog nog nie, maar dit gaan 'n bietjie koeler toestande gee, maar baie min reën, baie sonskyn daarom vir die volgende tyd. Die verwagte temperature dan vir hierdie week van 23 April tot 1 Mei, so gemiddeld, bo-gemiddeld nog vir hierdie tyd van die jaar. Hoofsaaklik as gevolg van die minder wolke, son wat daarom weer skyn, en slegs hier in die oostelike dele van Suid-Afrika waar dit 'n bietjie koeler is normaal gaan wees. Sommer net 'n paar plekke, Keetmanshoop meer na die suide, dit is die minimum temperature, en ons kan sien hoofsaaklik vir die volgende, kom ons sê tot omtrent 8 Mei, tussen 10 en 15 grade Celsius, en dan kan daar 'n bietjie afkoeling kom van hier omtrent 9, 10, 11, 12 Mei. Ryp word regtig nog nie verwag vir daardie tyd nie, maar daar gaan 'n afkoeling wees. Kyk ons na Windhoek, ook nog vir die volgende 10 dae omtrent, redelike hoë minimum temperature, bokant 10 grade, maar hier van omtrent 6 Mei af sien ons dat die koue lug ook inbeweeg en temperature gaan laat daal en daar kan dan ligte ryp in laagliggende gebiede voorkom. Verder noord, Grootfontein, ook nog redelik bokant 8, 10 grade en dan hier so van ongeveer 10 Mei af lyk dit of dit onder 8 grade gaan inbeweeg wat vir ons ook 'n bietjie ligte ryp kan gee. Alhoewel hier nie swaar ryp verwag word tans nie, is die projeksies vir die seisoen vorentoe dat ons weer eens 'n laat koue seisoen gaan hê, dat die koudste periode hier van Julie rondom Julie gaan wees, waar dit baie keer hier in Junie is. So dit lyk asof dit meer rondom Julie gaan wees. Kyk ons na die reënval vir die volgende tyd. Nog redelik blou vir April, Mei, Junie, so gemiddeld tot bo-gemiddelde kans vir reën. Ons sien wel die baie kol effek wat kan voorkom, maar daar is nog 'n bietjie reën wat moontlik kan voorkom. Die groot rede van die Nino gebiede het weer 'n bietjie begin koeler word. As ons kyk hierdie 4 panele, die boonste is Nino 4, nader aan Australië, die onderste is Nino 1 en 2, nader aan Suid-Amerika. En as ons aan die regterkant die vertikale blok kyk, dan sien ons omtrent al hierdie Nino gebiede het weer 'n bietjie begin afkoel, blou geword of ten minste nader aan die 0, wat vir ons 'n La Nina neiging toon. En dit is waaroor die reën nogal redelik langer aanhou as wat ons gedink het. Die see-temperature het al hier teen einde Februarie het dit begin verswak of nader aan neutraal begin beweeg, maar daar was nog steeds heelwat La Nina tekens wat deurgekom het. Opsommend, minder reën word verwag vir die volgende week of 2, maar daar kan weer reën kom in die eerste deel van Mei. Minimum temperature begin nader aan vriespunt beweeg. Ligtes ryp is moontlik vanaf die tweede week van Mei, maar swaar ryp waarskynlik einde Mei, eers Junie en soos ons gesê het hier na Julie se kant toe.
Met 'n effense La Nina oplewing is daar nog 'n kans vir verder reën in Mei en Junie, die langtermyn voorspellings. So mooi bly, lekker boer. Baie dankie Johan, altyd interessant. Los asseblief vir ons kommentaar oor wat julle graag sal wil hoor in die volgende video's of kontak my sommer direk, ons wil graag van julle hoor. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Cosmos 94.1 en Reintjie. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.